Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my baie lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te wees. Geen maar die geleentheid om dankie te sê. Dankie vir iedereen en elk wat ons fondsinsamelings ondersteun en wat getrou hulle dankoffer in ons bankrekening inbetaal. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie vir elkeen wat al hulle 10de maand dankoffer en hulle geloofsoffer inbetaal het. Ek wil u asseblief net weer herinner, indien u 'n inbetaling maak in die bankrekening, spesifiseer vir ons in die verwysing of dit vir die koskas, jou geloofsoffer of jou 10de maand dankoffer is, sodat ons weet waarvoor om dit te gebruik. Dan wil ons u herinner aan die 12de Augustus om 10 uur wanneer Johan en Rian van Rensburg by ons kom optree namens die Seemans organisasie. U is meer as welkom om hierdie geleentheid by te woon. Kyk ook op ons Facebookblad en op ons WhatsApp groep vir meer inligting in verband hiermee. Indien daar iemand is wat siek is, onthou asseblief om ons te laat weet, sodat ons jou naam op die voorbereidingslys kan sit. Tans op ons voorbereidingslys vra ons voorbereiding vir Giel Larm, wat onder operasie was, as ook oom Johan Kritsener en tannie Gerda Wewe, wat tans in die hospitaal is. Dit is die individue van wie ons bewus is. Ons vra dat, indien daar iemand anderste is, dat hy ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net eers rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons saam wees op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons bid nou. Here en Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie vir U genade en U liefde. Dankie dat U 'n pad met ons stap. Dankie dat U elkeen van ons geroep het om U kind te wees. Dat U vir ons geloof geskenk het en dat ons dit aangeneem het, met albei hande aangegryp het. Ons is vandag saam op hierdie platform omdat ons iets by U wil hoor en daarom kom vra ons vir U, breek die woord vir ons oop. Praat met elkeen van ons sodat ons dit sal hoor wat U wil hê ons moet hoor en sodat ons lewens daarvolgens sal inrig. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ek het laasweek gemeld dat ons 'n bietjie by Genesis gaan stil staan vir die volgende paar weke. So vandag is nie veel anders nie, maar voordat ons gaan saam lees, wil ek eers met u 'n storie deel wat by ons teksgedeelte aansluit. En dit gaan oor die godsdienstige besigheidsman. 'n Besigheidsman het een aand in sy stilte tyd gebid en vir God gevra dat hy hom persoonlik wil ontmoet. Dat hy 'n ontmoeting met hom wil hê soos wat die aardsvaders in die Bybelse tyd hom ontmoet het. En God het toe ingestem en vir hom gesê hy sal die volgende dag by hom aankom. Die man was baie opgewonde en het vroeg gaan slaap en die volgende môre op pad werk toe het hy by die verkeerslig gestop en op die passasiersstoel was daar 2 kostelike gewees want sy vrou het gehoor dat 'n belangrike gas by hom gaan opdaag en sy daarvoor voorberei en terwyl hy by die verkeerslig staan het 'n man hom genader en vir hom gevra vir iets om te eet want hy was baie honger gewees. Die besigheidsman het so 'n bietjie geïrriteerd geraak met hierdie man wat by sy venster kom aanklop het want hy was haastig, hy wou nie laat wees nie vir ingeval sy belangrike gas vroeg opdaag en hy het die man afgejag en hom eenkant toe gestoot en nie regtig aan hom aandag gegee nie. Hy was so half ongeskik gewees met die man by sy venster. Toe hy by die werk aankom, was sy sekretaresse al reeds by die werk want hy het daar die vorige dag geskakel en gevra dat sy vroeg moet daar wees sodat God nie voor dooiemans deur sal opdaag nie en daarom was sy al meer as 'n uur lank by die werk en toe die besigheidsman daar opdaag het sy vir hom gesê sy is al reeds van vroeg af daar's nog niemand nie, mag sy dalk haar teetyd vroeër neem omdat sy reeds van vroeg af daar is en omdat sy al baie dors is. En hierdie besigheidsman het vir haar gesê dat sy moet besef dat die feit dat sy 'n werk het baie belangrik is en dat sy eintlik bevoorreg is en dat hy op so 'n belangrike dag nie 'n kans kan vat sodat sy vroeër kan tee neem nie. Sy moet maar wag vir haar teebeurt. Hy het toe in sy kantoor gaan sit en die hele dag het daar mense in en uitgekom met krisisse en probleme waarmee hy hulle moes help en hy was baie haastig en kort af wanneer hy hulle moes help. Hy het hulle antwoorde gegee en so half geïrriteerd geraak met hulle en hulle so vinnig as moontlik uit sy kantoor probeer kry vir ingeval God opdaag sodat hy nie hoef te staan en wag nie. Teen laat aand het hy egter besef dat God nie gaan kom nie en is hy baie verslae huis toe. Hy het
na sy binnekamer toe gegaan en hy het begin bid en hy het vir die Here gevra waarom hy nie opgedaag het nie. En God het hom geantwoord: "Vanoggend het ek honger na jou toe gekom en jy het my nie gevoer nie. Toe ek dors was, het jy my nie iets gegee om te drink nie. Toe ek hulp kom vra het, wou jy my nie gehelp het nie. My woord sê, vir sover julle aan die geringstes van hierdie broers gedoen het, het julle aan my gedoen. Vandag het jy bewys dat ek nie vir jou belangrik is nie. Gaan en verander." En geliefdes, ek weet hierdie is 'n verhaal van soortgelyke verhale wat ons al baie gehoor het. En hierdie verhaal stem ook ooreen met Genesis 18 en daarom het ek besluit om dit vandag met julle te deel. Kyk ons na Genesis 18, dan sien ons dat Abraham al getrek het en dat hy besig is om rond te swerf in die woestyn en dat God met hom 'n verhouding het en dat hulle 'n pad al saam stap en dan ontvang Abraham in hierdie verhaal besoekers. Ons lees saam uit Genesis 18 vanaf vers 1 tot 15. Daar staan: Die Here het aan Abraham verskyn by die groot boom van Mamre, terwyl hy op die warmste van die dag by sy tentdeur sit. Kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê: Meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal sodat u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmal op pad hier by my verby en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle het vir hom gesê: Goed, maak so. Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê: Vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi kalf gevat en vir die slaaf gegee om dit voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hulle bedien is. Toe vra hulle hom: Waar is jou vrou Sara? En hy antwoord: Hier in die tent. Toe sê die een: Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en geluister en die een wat gepraat het was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink: Sal ek nog genot kan hê nou dat ek al afgeleef is? En dit met 'n man wat oud is? Toe vra die Here vir Abraham: Waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Sara het geskrik en toe 'n leuen vertel. Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê: Nee, jy het gelag. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, hierdie verhaal is soos 'n spieël wat vir my en jou wys hoe 'n intieme verhouding met God in my en jou alledaagse lewe behoort te lyk. Ons lees daar dat dit die warmste tyd van die dag was, 'n tyd waarin mense gewoonlik slaap en ontoeganklik is. En tog sit Abraham by die tentdeur, gereed en waaksaam. Toe die 3 besoekers opdaag, lees ons in een van die ouer vertalings dat hy na hulle toe gehardloop het. Hierdie 3 besoekers is nie sommer enige besoekers nie. Nee, dit is God wat sy opwagting maak by die akkerbome van Mamre. God beperk hom nie self tot besoeke in formele eredienste of Bybelstudies of ander geestelike geleenthede nie. Nee, hy besoek ons in ons alledaagse bestaan. Die vraag is ons sensitief genoeg om agter te kom dat dit God is wat ons besoek het? Want God kondig homself nie met 'n basyngeklank aan nie. Hy daag dikwels op in die hitte van die dag,
wanneer ons hom die minste verwag, te midde van ons daaglikse roetine, ons moegheid, of deur 'n onverwagte mens wat hy oor ons pad stuur, soos in ons storie wat ons in die begin gelees het. Geliefdes, om met 'n geestelike sensitiwiteit te leef, beteken dat ons nie so besig is of so gefokus is op ons eie dinge en op ons eie planne, dat ons dit miskyk wanneer God besig is om te beweeg, of wanneer hy iemand oor ons pad stuur wat hulp nodig het nie. Om ons te help om geestelik sensitief te leef, het ek en jy die Heilige Gees ontvang. Ons moet net ingestel wees op die Gees se stem en op sy leiding, en so sal ons weet wanneer God ons besoek. Net soos wat Abraham dit ook agtergekom het, toe die besoeker na Sara gevra het. Nou is die vraag wat ek en jy kan vra, hoe lyk hierdie tipe sensitiwiteit in ons daaglikse lewe? Kom ek noem 'n paar voorbeelde wat ons dalk kan help. Eerstens sal ek en jy sensitief wees vir die Gees wanneer hy ons vra om ons beplanning of ons agenda of selfs ons skedule te onderbreek, omdat hy wil hê ons moet elders iets anders doen. Kom ek noem 'n voorbeeld, jy is op pad na 'n baie belangrike vergadering toe en langs die pad sien jy 'n kollega of selfs 'n vreemdeling wat 'n krisis beleef en wat hulp nodig het. En die Gees druk dit op jou hart dat jy moet stop en help. Dan moet ek en jy sensitief genoeg wees, eerstens om te ervaar dat die Gees vir ons sê ons moet help, en dan moet ons ook bereidwillig wees om te stop en te help, en dan ook te vertrou dat God ons sal help, dat die res van die dag vir ons sal uitwerk. En dan moet ons ook met diensbaarheid en nederigheid optree, soos wat Abraham opgetree het. Dit gaan oor om bereid te wees om God en Christus se liefde in die kleinste dingetjies uit te leef, sonder om iets terug te verwag, en om te leer om God raak te sien in die doodgewone van elke dag, om God te gaan soek in die klein dingetjies, want ons dink altyd God moet op bo-natuurlike maniere of tekens met ons te werk gaan, en soms is dit om God raak te sien in die sonsopkoms, of in 'n onverwagte oproep wat 'n vriend vir jou maak, wat jou bemoedig of waardeur jy hom of haar kan bemoedig. Dit is om vrede te ervaar tydens moeilike tye. Dis asof jy 'n stil moment beleef in 'n stormagtige tyd en net weet op daardie oomblik, God is teenwoordig. Dis om in die glimlag van 'n kind of in die sprankel van 'n oog God te sien en hom te waardeer. En dan om 'n openheid te hê vir God en sy beloftes wat op 'n vernuwende manier in ons lewe aan die werk is. Soos in Sara se lewe toe sy vernuwende hoop gekry het toe sy gehoor het dat sy 'n kind gaan verwag. God wat vernuwend kan werk en wat sy beloftes waar maak, en dat ons sensitief daarvoor sal wees, dat ons nie sal lag in ongeloof nie, maar dat ons God eerder sal omhels vir die feit dat hy die onmoontlike kan moontlik maak. En dit bring my by die volgende punt uit, wat ons aantref in vers 4 tot 8, waar daar gefokus word op die waarde van radikale en vrygewige gasvryheid. Abraham sit by die ingang van sy tent, soos wat ek reeds genoem het, in die hitte van die dag, en skielik verskyn daar 3 manne. Abraham hardloop hulle tegemoet en buig tot by die grond en nooi hulle uit om by hom te kom rus. Nou, hierdie is nie 'n normale tipe van gedrag wat by iemand van Abraham se kaliber pas nie, want Abraham was 'n baie ryk en belangrike man gewees. Ons lees elders in Genesis dat hy 'n klomp vegters gehad het wat namens hom geveg het en dat hulle die meeste van hulle gevegte gewen het, en dit het vir hom baie respek gewerf by verskillende leiers, en wanneer hulle hom genader het hulle hom met respek genader, en wanneer hy met konings onderhandel het hy met gesag gepraat en hulle het ook na hom geluister.
En dan hardloop hy nader aan hierdie vreemdelinge as hy hulle sien. En 'n mens sou verwag dat 'n man van sy kaliber eerder iemand soos 'n slaaf of 'n dienskneg sou stuur om hierdie mans te ontvang. Maar tog doen hy dit nie. Hy gaan self om hulle te ontvang. En dan groet hy hulle asof hulle eregaste is en hy nooi hulle om by hom aan te kom. Nou, dit was die gebruik van die tyd waarin Abraham geleef het en dit was van kardinale belang dat jy jou gasvryheid betoon het aan mense, want dit kon jou gemaak of gebreek het. Nou in die Midde-Ooste was dit die gebruik dat 'n vreemdeling vir selfs 3 dae lank by jou kon bly, jou gas kon wees. En in daardie 3 dae was hy jou verantwoordelikheid gewees. Jy was verantwoordelik vir jou gas se veiligheid, vir slaapplek en vir sy basiese behoeftes. En in die tyd wat die gas by jou gebly het, moes jy ook verantwoordelikheid geneem het vir sy veiligheid. Jy moes hom beskerm het. En as iemand hom aangeval het, moes jy as hy beseer was, hom dan versorg het, totdat hy weer volkome herstel het van sy wonde. En dit was die normale manier van optree in die Bybelse tyd. Maar ons sien dat Abraham 'n stapie verder gaan. Dit ontbloot iets dieper by hom. Hy tree nie net volgens die normale gebruike van sy tyd en sy kultuur op nie. Nee, hy gaan 'n ekstra stappie. Die dinge wat hy doen, die manier waarop hy dit doen en die hoeveelheid wat hy gee, dui vir ons aan dat sy geloof oorgegaan het in aksie, want hy bied vir hulle water aan, sodat hulle voete kan was. Hy gee vir hulle 'n rusplek onder die boom in die koelte, terwyl hy vir hulle voedsel voorberei. En nie enige voedsel nie, 'n feesmaal. Ons lees dat daar vars brood gebak word, 16 kg se roosterkoeke. Dit is omtrent so 64 roosterkoeke, hopeloos te veel. In oorvloed word daar voorsien. Daar word botter en melk vir hulle gegee. 'n Jong kalf word vir hulle geslag. En Abraham self staan by hulle terwyl hulle eet, om hulle te bedien. Hy gee sy allerbeste sonder om te weet wie hierdie vreemdelinge is. En dit is ware gasvryheid. Want ware gasvryheid gee nie oorskiet nie. Dit gee die beste. En geliefdes, dis hierdie gedeelte wat my 'n bietjie hartseer maak, want wanneer ons by die gemeente vra, en nie net in ons gemeentes nie, dit kom oral voor, wanneer ons vra vir donasies van klere en kos, sal ons baie keer klere en kos kry wat onbruikbaar is, wat vuil is, wat stikkend is, wat ons nie wil gebruik nie, of wat ons nie kan gebruik nie. En ons het by ons 'n beginselbesluit geneem dat as ons sulke kos of klere ontvang wat ons nie kan gebruik nie, gaan ons dit weggooi en nie uitdeel nie. Want geliefdes, as jy dit nie eers meer kan gebruik nie, omdat dit verslons en uitgedien is of verval het, hoe verwag jy dat iemand anderste dit moet gebruik? En daarom het ons daardie beginsel besluit geneem. Ek en jy is veronderstel om met 'n blymoedige hart te gee, wat beteken dat ons dit wat ons self nog gebruik, moet uitdeel en gee. En dat dit wat ons gee nog waarde moet hê en bruikbaar moet wees vir diegene vir wie ons dit gee. Dit geld vir klere en vir kos. Gasvryheid is om die beste wat jy het te gee, om dit te deel met iemand. Maar gasvryheid is nie net om te gee nie, dit is ook meer as net goeie maniere. Dit moet 'n diep geestelike praktyk wees wat God se liefde openbaar. Dit begin by die deur van jou hart, die deur wat plek maak in ons lewens, wat oopmaak vir ander mense, sodat hulle in ons lewens kan inkom. Want geliefdes, God kom na mense toe, God kom na ons toe in die gedaante van vreemdelinge. Ek en jy moet aan vreemdelinge wat ons pad kruis, gasvryheid betoon. Die gasvryheid wat Abraham betoon het, die gasvryheid wat Jesus betoon het. Ons geloof moet soos Abraham se oorgaan in aksie. Ek en jy moet vriendelik teenoor hulle optree. Ons moet God se liefde aan hulle openbaar. En dit hoef nie groot dinge te wees nie. Dit begin klein. Dit begin met 'n glimlag.
'n opregte, hartlike, warm groet, 'n koppie koffie of 'n uitnodiging vir ete. Dit vra nie perfeksie nie. Dit vra 'n hart wat sê, jy's welkom, kom gerus in, maak jouself tuis. Dit geld vir ons gemeente, maar ook vir ons persoonlike lewens. Want in ons gesinne, in ons kerke, in ons werksplekke, by die skole, is dit gasvryheid wat die brûe bou. Dit verander vreemdelinge in vriende en dit maak die evangelie sigbaar. So mag ons soos Abraham by die deur sit en waaksaam wees, oop wees, gereed wees om mense te verwelkom. Want wanneer ons mense ontvang, mag ons dalk net ontdek dat dit die Here self is wat by ons kom aanklop het. Onthou gerus wat staan in Matteus 25 vers 40. Daar staan, wanneer ons ander bedien, bedien ons vir Christus self. So gasvryheid is 'n praktiese meting van hoe oop ons hart vir God is. Dit bring my by die derde punt wat ek wil aanraak, en dit is dat ons soms twyfel, en dat ons probeer om daardie twyfel weg te steek, maar dat God dit raak sien. En dit is waaroor vers 9 tot 15 in hierdie gedeelte gaan, wat ons vandag saam gelees het. Die besoekers vra uit na Sara en bevestig die belofte van 'n seun in die volgende jaar. Sara wat in die tent agterbly, lag by haarself oor die onmoontlikheid van die situasie. Sy is oud en afgeleef en haar liggaam is nie meer in staat om kinders te hê nie. En tog vra die Here, waarom het Sara gelag? God ontbloot haar innerlike twyfel, nie om haar te vernietig nie, maar om haar geloof te konfronteer. Die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra is, hoeveel keer lag ons in ons harte wanneer God beloof om ons situasies om te draai? Ons dink, ons skuld wat ons het is te groot vir God om uit te wis. Ons dink ons huwelik waarin ons leef wat vir ons verby voel, is verby en God kan dit nie red nie. Of ons omstandighede waarin ons leef is te donker, God kan nie enige lig daarin bring nie. Ons redeneer vanuit ons eie menslike beperkings. En die Here sê vir Abraham, is daar iets wat vir my onmoontlik is? God werk buite ons logiese verwagtinge om sy beloftes waar te maak. Dis moet ek en jy leer om nie te twyfel nie, om God te vertrou met dit wat ons het en dit wat vir ons onmoontlik lyk. Ons moet ook besef dat ons niks vir God kan wegsteek nie. Daardie sig wat ons uitlaat, wat ons dink niemand hoor nie, daardie twyfel wat ons in ons harte beleef, daardie gevoel van God wat ver weg is, wat onbetrokke is, wat my nie raak sien nie, of die gevoel dat ek teen die plafon vasbid. Dit vang God nie onkant nie. Hy weet dit is hoe ons voel en hy bring dit in die lig sodat hy dit kan aanspreek, sodat hy vir ons genesing kan bring, sodat daar herstel kan wees, sodat hy ons deur die Heilige Gees kan leer om te vertrou. So miskien moet ek en jy ophou om vir God goed weg te steek. Ons moet dit eerder na hom toe bring, sodat hy ons daarmee kan help. Want waar jou menslike vermoëns ophou, is daar waar God se krag begin. En dit is waar 'n intieme verhouding met God na vore kom. En wanneer ek en jy in 'n persoonlike intieme verhouding met God staan, dan maak dit 'n hele ander wêreld vir ons oop. Ek wil vanoggend net kortliks daarby stil staan. Wanneer ek en jy in 'n intieme verhouding met God leef, soos Abraham, dan sluit hy ons in en betrek hy ons by sy planne. As ons verder gaan lees vanaf vers 16 af verder, dan sal ons sien dat God besluit het om sy planne met Abraham te deel, omdat hy hom geken het. En ons kan amper sê dat God vir Abraham raad gevra het.
Abraham word ingesluit in God se geheime in. Dit wys vir ons 'n ongelooflike, diep verhouding met God. Die Here is nie daardie ver, ongenaakbare tiran nie. Hy wil met ons kommunikeer, ons insig gee in sy wil en in sy planne. Al wat hy vra is dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons sal luister en dat ons hom sal leer ken, dat ons in 'n intieme verhouding met hom sal staan. En hoe gaan ek en jy dit regkry? Deur gebed, deur Bybelstudie, deur tyd saam met God deur te bring, deur sy hart te ontdek, sodat hy ons kan deel maak van sy koninkrykswerk hier op aarde. Maar dis juist hier waar ek en jy sukkel en waar ons onsself beroof van 'n intieme verhouding met God. Want as ons mooi nadink oor ons eie lewens, dan sal ons baie keer 'n plan maak om tyd in te ruim of 'n gaatjie te maak vir iets wat vir ons lekker is of belangrik is. Maar ons doen nie dieselfde moeite as dit by God kom nie. As ek vir mense vra, sal hulle diensbaar wees of lees hulle gereeld hulle Bybel of doen hulle gereeld Bybelstudie of kom hulle gereeld eredienste toe, dan sal hulle baie keer baie vinnig die verskoning maak, ek kan nie diensbaar wees nie want ek het nie genoeg tyd nie, of ek kom nie by Bybelstudie uit of by die lees van die Bybel uit of by stil raak by God uit nie, want ek is te besig, ek het net nie tyd nie, of ek is te moeg, ek het dit probeer en ek het aan die slaap geraak want ek is net so besig en so uitgeput dat daar nie nog tyd is vir dit ook nie. En ek verstaan dit. Ek het begrip daarvoor, want ek is ook besig, ek is ook moeg, ek is ook uitgeput. Maar geliefdes, wanneer ons dit doen, beroof ons onsself, want ons maak nie tyd vir God nie. En dit laat my altyd dink aan wanneer ek huisbesoek gaan doen by die ouete huise. Deesdae bly hulle mos meer as een in 'n kamer partykeer en dan sal daar 3, 4, 5 mense in 'n vertrek sit en as jy vir iemand spesifiek gaan kuier en jy stap in die vertrek in, dan sal al daardie ou mense se gesigte ophelder van dis iemand, totdat hulle sien wie dit is. En as hulle agterkom dis nie vir hulle nie, dan sal hulle skouers weer hang en die hartseer sal weer in hulle oë verskyn. Want hulle sit en wag vir hulle geliefdes om op te daag en hulle weet hulle gaan nooit opdaag nie. En ek kry dieselfde gevoel wanneer dit by God kom. God sit dag in en dag uit vir my en jou en wag. Hy wag dat ons sal opdaag. Hy wag dat ons in gebed na hom toe sal kom. Hy wag dat ons Bybel sal lees. Hy wag dat ons by sy voete sal kom sit. Maar hy wag en ons daag nie op nie. En dan wanneer die tyd te lank raak, dan doen hy moeite om by ons te kom opdaag, om ons te kom besoek, om ons te verras. En dan is dit vir ons onvanpas. Dan is dit nie die geskikte tyd nie, want ons is te besig vir God. En dan sien ek hierdie selfde hangskouers en hartseer uitdrukking op God se gesig. As ek en jy 'n persoonlike intieme verhouding met God wil hê, as ons wil hê hy moet ons insluit en betrek by sy geheime planne vir hierdie koninkryk, vir hierdie wêreld, moet ek en jy tyd maak om by sy voete te sit. Moet ons tyd maak vir 'n persoonlike intieme verhouding met hom. En as ek en jy nie gaan tyd maak vir hom nie, gaan ons hom nie leer ken nie. Gaan ek en jy nie sy wil kan uitleef nie, gaan ons hom nie vertrou nie, gaan ons nie sy besoeke raak sien nie, gaan ons hom nie raak sien in die gewone alledaagse dinge van die lewe nie. En daarom is dit my en jou uitdaging om meer ingestel te leef op God, om sensitief te wees vir sy besoeke, om gasvry en diensbaar op te tree en op daardie manier God se liefde te deel met 'n stikkende en 'n seer wêreld, om minder te twyfel en meer te vertrou op God se beloftes en dat hy dit kan waarmaak in ons lewe, dat hy by magte is om die onmoontlike moontlik te maak en ons daagliks te beywer om hom beter te leer ken. Geliefdes, as ons dit reg kry, as dit ons doelwit in die lewe is, dan gaan die wêreld rondom ons verander deur ons teenwoordigheid. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag. Dankie vir hierdie boodskap. Dis nie iets niets nie. Dis iets wat ons weet, maar dis iets wat ons nie doen nie. Want Vader, ons sien nie raak wanneer U ons kom besoek nie. Ons is soos daai besigheidsman. U besoek ons wanneer U honger is of wanneer U dors is en ons skuif U een kant toe. Ons wys U weg.
Ons sien nie raak dat U ons besoek nie. En wanneer U ons wel besoek en ons dit wel raak sien, tree ons nie altyd gasvry genoeg op nie, want ons gee nie altyd ons beste nie. Ons hou die beste vir onsself en ons gee dit wat ons nie meer gebruik nie, dit wat vir ons uitgedien is, gee ons dan verander, in plaas van om die beste vir die Allerhoogste te gee. Vader, en vandag kom praat U met ons daaroor en ons staan skuldig voor U en ons kom vra vir U, vergewe ons. Vader, ons is ook bewus van die feit dat ons soms twyfel in U vermoë om ons omstandighede te verander, om U beloftes waar te maak in ons lewe en ons vertrou U nie genoeg nie. Ons lag partykeer soos Sarah oor die feit dat ons dink dat U nie die onmoontlike kan moontlik maak in ons lewens nie. En ons kom bely dit vandag en ons vra U, vergewe ons daarvoor. En dan kom erken ons dat ons nie altyd tyd maak vir U nie, dat ons nie tyd maak om te werk aan ons verhouding met U nie, en dat ons 'n klomp verskonings maak wat nie water dra nie, en ons is skuldig daaraan. Vader, help ons om te fokus op hierdie dinge, help ons om sensitief te wees vir die Heilige Gees, sensitief te wees vir U lering, en nie net in ons persoonlike lewens nie, maar ook in die gemeentelewe, sodat ons ook dit kan doen wat U wil hê ons moet doen, sodat ons ook 'n pad saam met U kan stap, sodat ons ook hier in die woestyn saam met U kan leef en U kan wandel. Ons kom bid vir die wat siek is, ons dra hulle vandag aan U op, die wat onder operasie was, die wat in die hospitale is. Ons vra dat U by hulle sal stil staan en dat U hierdie woestynpad waarin hulle is vir hulle makliker sal maak, dat U vir hulle krag sal gee en dat U hulle staande sal hou. Dankie dat ons vandag onsself, ons gemeente en ons geliefdes aan U kan kom opdra en dat ons kan vra dat U U hand van bewaring en seën oor ons sal hou. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang nou die seën van die Here. Here, verlig ons verstand om volgens U woord te leef. Verlig ons oë en die manier waarop ons kyk. Verlig ons monde en die woorde wat daaruit kom. Verlig ons harte en dit wat ons bedink. Here, wees met ons elke dag, oralste waar ons gaan, sodat ons U oorvloedige liefde, genade en vrede kan uitdra en kan beleef. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.